of the path to. Goeiedag en dankie dat jy ingeskakel het. My naam is Ina. En dit is ons program Mosaïek en ek het 'n baie spesiale versie voor ons met ons lekker onderhoud begin. Ek lees vir jou uit die Bybel uit Romeine 5 vers, is dit vers 1? Ja. Die Bybel sê, aangesien ons nou deur die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Ons is deur ons geloof geregverdig. Jy weet, om Jesus te ken is geloof. As ons net vashou aan daai geloof, wanneer ons probleme het, wanneer ons seer het, wanneer daar ongelukkigheid, hou vas aan jou geloof. En wat is jou geloof? In Jesus Christus, vrymaking, dit is jou geloof in Jesus Christus. Onthou, hy het aan die kruis alles vir ons betaal. Hy skuld ons niks nie. Hy skuld ons niks, hy het alles vir ons betaal. Hy maak vir ons die pad gelyk. Ons moet net baie versigtig wees om die regte keuses te doen. As ons, soos ek nou die dag vir u ook verduidelik het, as ek drink, is dit nie Jesus wat dit vir my sê nie, dis 'n keuse wat ek maak. As ek steel, is dit 'n keuse wat ek maak, 'n lelike verkeerde keuse wat vir my baie, baie later gaan kos. My geloof is in Jesus Christus. Ek moet glo dat hy het vir my gesterf. Hy het die hoogste prys betaal en hy loop elke dag saam met my. Dan vat ek hom elke dag op my pad saam. Nou vandag het ek 'n wonderlike voorreg om vir Wendy Koopman aan julle voor te stel. Wendy, baie, baie welkom. Goeiemôre Tannie Ina, dit is vir my 'n goddelike voorreg om hier te kan sit en met u te kan praat oor alles wat aangaan in die wêreld vandag. Ons wêreld is so boos. Yes. En soos die skrif reg gesê het, die keuses wat ons maak, ja, is wat vir ons bring waar ons is. So. En dit bepaal ons toekoms. Is so. Ja. Dit is nie die Here wat dinge Nooit. oor ons bring nie. Hy het vir ons 'n gelykpad gemaak, Amen. sê die Bybel. Amen. Maar hoe ons daai pad loop, Ja. is ons Dit is ons keuse, keuse. soos jy sê. Ja. Wendy, vertel ons 'n bietjie, net ons begin by die begin, waar is jy gebore, groot geword? Tannie Ina, ja. Ek is Wendy, ek dink baie ken my, is die tweede keer wat ek opnames aan Tannie Ina doen. Ek is Wendy Wessels, gebore Wessels. Ek is in St. Lauris Pas gebore, groot geword en daar het ek my meeste van my jare, kinderjare en jong meisiejare deurgemaak. En op die ouderdom van, kom ek gaan nou nie ouderdom nie, want dit is so 'n bietjie way back, 2002 het ek die Here ontmoet, Tannie Ina, daar op Grote Skeer se bed. Tannie Ina, ek is die jongste van 7 kinders. Okay. My ouers het ook al heen gegaan. Jeff en Sophie Wessels. Ek het 'n baie, baie interessante naweek gehad, laas naweek, Tannie Ina, want ek het my voorouers se heenkome gaan besoek in Gelatendaal. Ja, in daai museum daar. En dit is oral daar so. So, dit was wonderlik om te weet waar ek vandaan kom, wat is in my bloedlyn, hoe my mense vroeër generated, wie hulle was. Dit is vir my baie, baie interessant geweest en baie belangrik. En ek dink dit is 'n baie belangrike ding dat ons weet waarvan ons kom. Nou, vir die mense wat kyk, wat was jou stamnaam? My stamnaam, ek is Wessels. Ja. En ek sien daar in die museum in Gelatendaal dat die man wat eerste voet gesit het in Gelatendaal, sy van was Jonas. Okay. Of sy naam was Jonas. En hy is die eerste afkommel waar ek vandaan kom. Hy is die stam waar ek vandaan kom. Okay. Ja, en ons is Khoi, sowel as Duits afkomstig. Dit was vir my 'n baie goeie ding om te leer en baie interessante ding om te weet.
Daar's Duitse bloed. Daar's Duitse bloed. Dit het ek by my pa geweet van, want my pa het presies so opgetree. En Tannie Ina, ja, ek is getroud op die ouderdom van 21 jaar oud, wonderlike man. Ek het 2 kinders in die huwelikheid. Ek het 3 pragtige kleindogters. En ja, dit is maar wie Wendy is. Ja. Wendy, en nou, ek weet, jy werk baie hard. Ek weet, jy bedien onder baie mense. Vertel ons daarvan. Tannie Ina, ja. Die een groot ding is, ek werk met dwelmverslaafdes. Ja. Tannie Ina, en die roeping, dink ek, wat die Here op my hart gebring het, die tyd toe ek my open hart operasie gehad het, net na dit, was om gebreekte bakstene skoon te kap, want dit was die skrif van die mure van Jericho, die herbouing. En daar lees ons dat die bakstene moet skoon gekap word, om weer te gebruik word, om die muur te herbou. En ek dink, dit is my roeping, waarin die Here my gesit het. Want ek is erg oor dwelmverslaafdes, om vir hulle weer met die hulp van die Here op die pad te kry, skoon te kry, en te weet, hoekom het die Here jou geskape. Ja. Ons is hier vir 'n doel op die aarde, Tannie Ina, en dit is wat ek in die mensdom wil insit. Hoekom jy hier is, en die keuses wat ons maak. So grotendeels werk ek met dit, en dan het ek, soos ek altyd sê, as die Here jou 'n roeping gee, gee die Here jou al die tools om te gebruik, soos jy is nooit verlore nie. En daarom moet ons weet, wanneer ons sê dat dit is my roeping van die Here af, want as jy hier teen die pad, langs die pad sukkel, dan moet jy weet, dit was nooit van die Here af. Dit was iets wat jy begeer het, dit was iets wat jy gedink het, weer eens keuses, wat jy gedink het, jy is goed in, want dan sukkel mens, dan het jy nie al die tools nie. Tannie Ina, maar die Here het my so wonderlik voorberei en die tools gegee. Byvoorbeeld, daar was u in my studentejaar. Ek het u ontmoet hier by die kerk, u het my hand gevat, ek is deur my studentejare hier. Kom eens vertel vir die mense, wat studeer jy, op watte punt in jou studies is jy nou? Ek doen geestelike counseling, en hierdie jaar doen ek my meestersgraad in dit, en al die eer aan die Here. Jy het begin by die sertifikaat, ek het begin by sertifikaat, die diploma, ja. Die sertifikaat, diploma, die graad, die honneurs, yes, en nou doen ek my meestersgraad. Doen jou M. Ja, Man. om te kan weet wat om te doen. Ja. Dan doen ek ook straatbediening, waar ek elke dinsdag en elke donderdag kossies maak, groot potte kos maak, en vir die mense wat op die strate bly, te gaan voer. Ek neem ook vir hulle kombersies, ek kry klere in, goeie tweedehandse klere, en ek neem dit ook vir hulle. Tannie Ina, dit is basies wat die Here my roep om te doen. Dit gaan oor die gebreekte bakstene. Ja. Mense wat verkeerde keuses gemaak het in hulle lewens en beland het, daar waar hulle is. Ja. En ek glo ook, Tannie Ina, dat 'n mens nie net een oggend opstaan en besluit, ek wil 'n dwelmverslaafde wees, of besluit, ek wil op die straat gaan bly, omstandighede dwing mense. Dit is so. Reg sê jy, hulle het 'n keuse. Hulle het 'n keuse, maar omstandighede. En Tannie Ina, en dan beland hulle nou daar, en 'n mens verloor jou menswaardigheid op die straat. Jy verloor jou menswaardigheid as jy so diep in die dwelms verval het. En dan bring die Here en lei die Here mense op soos Wendy en Tannie Ina en almal wat sielkundige werk doen, om weer daai mense op te tel daar in die straat, vir hulle te sê wat hulle waardes is. Elke mens, ons is almal geskape met waardes. God het geweet wat hy van ons wil hê. Maar dan is hy die vyand. Ek gaan nie vir hom vandag krediet gee nie. Maar hy sê in die woord, en hy beloof eintlik vir Jesus om te sê, ek gaan alles wat jy opbou, gaan ek afbreek. Ek het gekom, die Bybel sê dat die vyand het gekom om te verwoes, te verniel en dood te maak, en te steel. En die Here het gekom om vir ons lewe te gee en oorvloed daarvan.
So die keuse bly my in u sin. Wil ek die oorvloedige lewe hê, of wil ek gaan daar waar ek verniel, steel en verwoes gaan word, en doodgemaak gaan word? Dan Ina, so ja, ek is nou besig met 'n ander dingetjie wat ek ook wil van die grond afbring, waar ek, wat die Here my baie sterk op my hart nou al vir 'n lang tyd gelede, dat om met die ouers te werk, bietjie die ouers te counsel en te leer en te wys, hulle wat wie se kinders in dwelm verslaafd is, hoe om met die kind te werk, wat is die regte vrae wat jy vir die kind moet vra, wat is die geselskap wat jy moet daai kind, in plaas van vir hom afdruk, in plaas van vir hom oordeel, in plaas van vir hom vernietig met woorde wat ons sê, want somtye, dan die Ina het 'n kind 1 en 2 keer 'n ding gedoen, dit beteken nie jy is verslaafd nie. Nee. En dan weet die ouers neem somtye hierdie goed verkeerd op. Hulle vergeet somtye hoe om die kind te raadpleeg. Familietyd is 'n baie belangrike ding vir 'n kind, 'n jong mens wat in dwelm verslawing is. So dit is my volgende ding wat ek wil doen. Wow. Om die ouer te leer, die familie te leer, hoe om met die verslaafde te werk. Wat is die regte vraag? Hoe maak ek tyd vir my kind? Want meeste van die verslawing in my groep kom van ouers wat nie tyd het vir die kinders. Ja. Ma werk te veel, ma is moeg. Ma's moeg. Pa werk net so hard, pa kom saans eet, slaap of het vriende. Ma doen somtye dan Ina het ek uitgevind ook wanneer 'n mens te veel, ons almal wil in die godheid kom. Maar wanneer 'n mens te veel, dat jy nie tyd het vir jou familie, vir jou kinders, vir jou man, jy's so heilig dat dit eintlik sonde word. Wow. Want jy bou mure rondom al die ander, want jy dink as ek in die kerk 24/7 sit, dan is dit okay. Dan is ek heilig. Dan is ek heilig. Ja. En ek vergeet my kind het my nodig. Ek vergeet my kind wil weet, hoe was dit vandag by die huis? Ag, by die skool. Jou vriende, praat 'n bietjie met my oor wie is jou vriende. Ja. Wat is alles op jou foon? Wow. Deel bietjie met my, watter musiek hou jy van? Watter soort vriende het jy? Goed soos dit moet aan die mense, aan die ouers van dwelmverslaafdes voorgelê word. Dan wil ek net gou terugkom by die straatbediening. Dit is vir my iets wonderliks. Daai tevredenheid wat die Here binne in my sit, wanneer ek daar wegstap, ek kom daar aan met 'n vol pot, 3 potte, en ek loop weg met niks in nie. Die tevredenheid op die mense se gesigte, hulle is so kostelik, as die bakkies, hulle ken al die bakkies. Daar's 'n baie goeie suster in ons bediening, wat vir my haar bakkie net so gee, sy wil nie, motor. die bakkie. 'n bakkie. Ja, 'n bakkie. Ja, maar 'n Ja, 'n ryder. kar. Nou nie 'n bakkie om te eet. Nee, 'n ryder. En om die goeders te doen. Wow. En sy wil nie graag haar naam genoem nie, so ek respekteer dit. En weet jy, en as daai mense die bakkie sien aangery kom, dan is dit asof hulle, hier kom nou iets wonderliks vir hulle aan. Maar ek wil vir Tannie Ina sê wat vir my baie my hart so vashou van die mense is, terwyl ek aankom en ons begin nou die goedes prepare, ons gaan nou skep. Hulle sal nie eet voor daar nie 'n gebed gedoen word nie. So wat ek doen is, ek laat hulle bid. Wow. Ek gee elke ene kansie, so ek gee by die poliestasie, oral op die strate waar mense slaap, gaan ek. So ek gee hulle die geleentheid om met die Here te praat. So hulle weet, as jy die week gebid het, ander week is dit iemand anders. So hulle gee mekaar, en daar's die een mannetjie daar, ek is so lief vir hom, ouerige mannetjie, hy hou vir my beheer rondom die hele ding. Hy sal sê by die een groep, byvoorbeeld by die poliestasie, as hy nou sê, Japie, jy het laas week gebid, ding is jou beheer die week. Hy hou nou boek. Hy hou boek, wie moet bid en wie moet wat en hoe moet wat. Wow. En ook, hy sê vir my, as daar siekes is rondom hulle kom haal my, ek kruip daar in die tankie, en ek gaan bid. Ja. En die Here doen die werk. Tannie Ina, God is goed. God is groot.
En regtig, niks wat ek doen is wonderlikie, Tannie Ina. Ek wil net dit noem. Alle eer kom die Here, want op my knie het ek geleer staan, en met hom wat my hand gevat het ek geleer loop. So niks kom uit myself nie. Alle eer aan die Here. Wendy, waar kom die geld vandaan om te doen wat jy doen? Tannie Ina, die kos wat ek doen. Ons het so 'n vrouegroepie van 4 mensies. Somtye dan vra ek nou soos tweedehandse klere by die kerk en by mense rond. En ek verkoop dit om geldjie te maak vir kosvoorraad. En dan het ek ook 'n paar mense wat vir my voorsien van 100 randjie hier, 50 randjie daar, en dan koop ek kos daarvan. Ons verkope is eintlik, die klereverkope is eintlik nou baie stil en baie skaars. So ek maak grotendeels maar staat op mense wat skenkings bring, ja. En maar so meeste van die tyd is dit maar doen ek self. So jy het nie 'n inkomste wat jy kan uitgenereer nie, dit gaan deur skenkings, finansies, klere, kos. Ja. Of, groente, vrugte. Ja. Ek wil ook van die geleentheid gebruik maak, Tannie Ina, die Bybel sê ons moet die eer gee waar het moord. So ek wil op die geleentheid gebruik maak om vir u dankie te sê. Ag, Jana. Ja. Ek is 'n bietjie emosioneel. Ja. Nee, ons weet die Here werk op wonderlike maniere en hy gee vir ons wat ons moet. Jy weet, ons kry om uit te deel. Ja. Ons kry, ek gaan Fruit and Veg toe en ek koop wortels en beet vir myself, maar ook om te deel. En dit is wat ons moet doen. En dit is wat ek vir die mense wil vra. Moenie dink dat daai ou bossie wortels wat jy by, kom ons gebruik maar weer Fruit and Veg of Pick n Pay of Checkers, waar ook al gaan koop. Daai bossie wortels is jong, 'n mens kan baie met wortels doen. En ek waardeer dit so dat jy die kos kook. Dit kos geld. Ek meen dit die lig, die elektrisiteit val nie die lig uit. Dit kos geld om die kos te kook en te maak. En ons het so oorvloed. Ons het so baie brood. Ons het so baie goed wat ons nie gebruik nie. Tannie Ina, ek het 'n wonderlike ding gedoen en wat baie so diep in my hart val. Want as ek die kos gaan uitdeel, as dit so koud is daar buite, en ek sien die mense, hulle het die skoene nie, hulle loop op hulle sokkies, hulle het die warm klere nie, en dit is koud buite. En ek wil vir u baie dankie sê vir die serpies, die sokkies, dit wat u vir ons doen, dit wat u vir ons gee om te gaan uitgee vir die mense. Die Here seën u, Tannie Ina. Jy weet, Wendy, ek praat nou van ons ouerige mense. Ons het so baie tyd op ons hande. Wat vir ons 'n probleem is om uit te gaan straat toe. Want julle doen dit laat in die namiddag wanneer die mense daar is. En vir my is dit 'n bietjie moeilik, want dit is sekuriteit en alles wat daarmee saamgaan. So dis 'n probleem. Maar ons kan brei. En ons kan hekel. En ons kan warm serpies maak. En ons kan die voetjies warm maak. En ons het 'n ou paar skoene in die kas. En ons het so baie wat ons kan gee. Ons het daai ekstra rand om te gaan vir groente koop. Tannie Ina, ek dink so aan die mense daar. Jy weet, dis nie die mense wat ek bedien op die straat. Tannie Ina, dis mense wat ergens vandaan kom. Dis iemand se seun, iemand se dogter, iemand se man of vrou, iemand se vrou, 'n pa, al sulke goedjies. En dan as ek met hulle werk, Tannie Ina, ek doen ook so 'n bietjie counselling daar. Vir hoe jy hier beland, wat het gebeur, ek het my studies, wat het gemaak het jy hier beland, en al sulke goedes, en wat uitkom, Tannie Ina, is so hartverskeurend. Om die storie te hoor. So ons almal, of ons goed is of ons sleg het, ons kan ons eie boek skryf.
van hoe ons gekom het waar ons gekom het. Ja. So ja, En ons is daar om te help. ons is daar dan Die Bybel is so vol daarvan, wat jy vir jou, wat jy saai, Wendy. Ek my hele lewe beginsel staan daarop, wat jy saai, sal jy maai. Jesus. Die vrugte, die groente, die klere, die wat ook al, gaan jy Amen. terug. En God sorg daarvoor. Amen. Jy saai, en hy help jou om te maai. Natuurlijk. En eendag, weet jy, ek sien so baie mense ook, maar uit my bediening, dat op 'n hospitaalbed is, Ja. en dan dink hulle terug, en sê hulle vir my, as ek maar, Ja, zeg maar net. as ek maar, ek kan nie, my geld, Ja. kan ek nie saamvat nie. Ja. Jy weet, ek sien nou die dag 'n prentjie, het wat vir my die mooiste prentjie, ek het al soveel keer gesien, maar dis die 2 grafte langs mekaar. Ja. Die een van die miljonair, en die een van die arme wat op die straat bly. Daai graf is leeg. Daai kus gaan net verskil in hoe hy lyk. Ja. 'n dier, Ja. baie diere nou arm. Wat maak dit saak? Jy kan nie Amen. jou geld saamvat. Jy kan nie jou huis of huise saamvat. Ja. Jy kan nie jou karre saamvat nie. Jy gaan, die Bybel sê jy kom kaal in en jy kaal gaan sal jy kaal in. Ja, ek wil net gou vir Tannie Ina iets praat van die hospitale. Dit is ook waar ek kos neem. By die mense wat in die wagkamer sit in die hospitale saans, mens wag mos baie lank. Ja, So dit is ook waar ek kos neem met die toestemming van die persone daarso. En by die klinieke, ek gaan daartoe, ek gaan gee kos daar. Mense sit ure daar. En ek hulle moet pille drink, hulle moet so, ons doen dit ook. Ek doen dit ook. Wendy, baie dankie dat jy gekom het, en ons gaan later in die jaar, gaan ons weer 'n onderhoud doen, dat ons kan 'n bietjie terugvoer, en kan jy vir ons kom vertel, en dit gaan nie oor jou nie, dit gaan nie oor die mens nie, ons ken jou hart, dit gaan oor wat jy doen, vir wie jy dit doen, en hoe jy dit doen. Amen. Baie dankie. Baie dankie, Tannie. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Ek wil vandag vir jou vra, jy kan groente af een kant sit, vrugte, ou skoene. Ou skoene vir jou is 'n paar mooi skoene vir iemand in die straat. Finansies, jy moet petrol gekoop word om hierdie goed te vervoer. Ag man, hulle het so baie geld nodig. Wendy se nommer is nou op die skerm. Bel haar, maak 'n afspraak of bring dit vir haar kerk. Toe sy is hier so elke Sondag hier by Kruiskyk Familiesentrum is sy, en bring dit saam. Kom gee dit vir haar. Hoe sy dit by die huis kry is haar saak, want sy het nie 'n kar nie, maar sy het altyd vervoer. Daar's altyd iemand wat vir haar 'n vervoer gee kerk toe. Wendy, baie dankie nogmaals. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Ek weet, sy gaan moet daai bakkie Sondag kerk te bring. Kom anders weg te vat, wat ek en jy en ons, wat daar miskien nog nooit geken het, wat haar nou ken, al bly jy ook in Durbanville, bel iemand hier, so wat jy ken, stuur, betaal in, stuur, en die Here sal vir jou seën, want jy het gesaai, jy gaan ene van die tyd, gaan jy dit oes. Van my Ina, ons program Mosaïek, tot volgende week. Shalom. Destined to play by the living water in the hands of the potter, in the hands of the potter.